Goeiemôre vriende, dit is vandag Dinsdag die 25ste November 2025. Mag julle 'n wonderlike dag hê. Kom ons slaap net so vir 'n wyle stil in die teenwoordigheid van die Here. Here, wat 'n groot voorreg om elke dag, Here, net 'n rukkie te kom stil raak by die Skepper van die heelal. Die grootste CEO in die wêreld, in die heelal. En ons mag by hom kom stil raak met sy gees wat binne in ons is. Wat hy vir ons vernuut en vry gee. Wat hy vir ons vernuut en vry gee, die grootste wysheer, die grootste kennispersoon ter wêreld in die heelal is in ons harte. Is tot ons toegang. Vader God, ek dink inderdaad, dit is so dat ons nie weet wat se krag is werklik binne in ons nie. U krag, deur die Gees, u die Skepper God. Ons het toegang tot die heelal se wysheid. Here, help ons om dit te ontsluit, om die Gees toegang te gee tot elke kamer in ons lewe. Die Gees toegang te gee tot elke besluit wat ons moet neem. Want u het al die kennis in pag, u het al die wysheid in pag, en u het u Heilige Gees vir ons kom gee, God die Heilige Gees, om in ons te woon, om ons te begelei. Jammer, Here, dat ons baie keer te slim vir onsself is, en dink ons weet die beste, terwyl ons toegang het tot hierdie bron, wat ons nie gebruik nie. O Heilige Gees, lei ons almal vandag wat hierna luister, hierdie gedeelte luister, met besluite wat ons moet neem. Here, as ons sit met 'n groot iets wat ons oorwonder, gee ons uitslag daaroor asseblief. Amen. En mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Nou, Paulus is besig nog steeds met hierdie gemeente in Filippi. Ons weet nou al, dis ex-Romeinse soldate, afgetrede Romeinse soldate wat hier in Filippi bly. Ons weet op hierdie stadium, liewe vriende, dat hulle heidene was wat tot bekering gekom het. Ons weet die brief is geskryf 61 na Christus. Nie lang na Christus se dood nie is hierdie brief geskrywe. Paulus sit in die tronk inderdaad, wanneer hy hierdie brief skrywe. Ons sien hy's ook baie lief vir hierdie gemeente, en uit die tronk uit kom gee hy vir hulle sekere pointers in die lewe, of hulle te sê, hoorie, kyk daarna. Dan sien ons, liewe vriende, ons is wanneer ons by hierdie perikoop kom, dan sien ons by vers 12 wat ons al begin het, dan sê hy, my geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Nee. Doen alles sonder kla of teepraat. En dan, die volgende versie wil ek by stil staan. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God, te midde van ontaarde en korrupte mense. Vriende, die korrupte mense was al daai tyd daar, hè. So hy kom sê vir ons in hierdie mooi land wat ons staan, wat deurtrek is met korrupsie, wat eintlik in 'n groot mate geïnisieer is deur die ANC regering. Vriende, kom sê hy vir ons, julle wat in hierdie land in Suid-Afrika staan, ek verkontekstualiseer hom nou, julle wat in hierdie land in Suid-Afrika staan met sy geïnstitusionaliseerde korrupsie en bedrog, nee. Kom sê hy vir ons, vriende, julle wat kinders is van die Here, julle wat gehoorsaam is aan die Here wat julle gewillig en bekwaam maak, julle moet bo alle verdenking staan. Dit beteken, liewe vriende, dat ek en jy in 'n land soos hierdie, ek kan nou nie praat oor ander lande nie, ek bly net in Suid-Afrika. In 'n land soos hierdie, julle moet so sorg dat julle so optree dat niemand 'n vinger na julle kan wys nie. Nee, amper soos met 'n Daniel van ouds, waar hy so opgetree het dat al wat hulle 'n vinger na hom te kon wys, is die feit dat hy so godsdienstig was en dat hulle op die ou einde vir hom
trap, soos die Engelse sê, né? 'n strik moes stel in terme van sy godsdienst. Hulle sê jy mag net die koning aanbid, jy mag nie enigiets anders aanbid nie. En Daniël gaan 3 keer 'n dag en hy aanbid die lewende God, né? En daarvoor het hy dan op die ou en in die leeukuil beland. Ons moet so bo verdenking staan. Liewe vriende, dat mense op die ou en kan sien dat ek en jy kinders is van die Here. Ons moet so by ons waardesisteem bly dat mense kan weet niemand kan 'n vinger na jou en na my bewys nie. En ek vind dit is moeilik, want ek bedoel 'n ou is geneig om baie maklik na die korruptes toe aan te gaan op klein maniertjies. Want jy sê ag ja, hulle doen dit, hoekom kan ek dit nie doen? Ek het my partykeer ook al gevang daarmee. Vir ons moet mekaar help daarmee, né? Ons mekaar help daarmee. Dit moet nie ons taal wees nie. Ek het my al 'n paar keer self gevang. Ons moet bo verdenking staan die heeltyd. En vriende, dit kos 'n prys. Onthou maar net enigiets in die lewe waarvoor jy uitstaan, kos 'n prys. Dit beteken dat jy net partykeer gaan nee sê waar jy in die staat werk en die privaat sektor werk, waar jy entrepreneurs is, dat jy versekerde goed moet nee sê. Vriende, dit gaan moeilik wees, maar jy moet nee sê. Ons moet bo verdenking staan hè. Ons moet sorg dat ons opreg en onberispelike kinders van God wees te midde van 'n ontaarde en korrupte mense. Mense kan so maklik deur die boosheid ingesluk word. Ons almal vriende. Ons is maar net mense, né? Maar Paulus kom sê, hoor hierso julle is anders. Julle mense wat heidene was, wat nou Christene geword het, julle is anders. Julle moet so lewe dat julle bo verdenking is. Julle moet alles doen sonder kla of teepraat gister, né? Julle moet opreg bly, né? Onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Vriende, mag die Here vir jou en vir my lei in hierdie land, dat ons inderdaad as maar die paar strepe in die sand moet trek op 'n waardevlak, om te sê, hier's 'n paar goed wat ononderhandelbaar is. Ek gaan nie budge daarop nie, dis dit. Vriende, so dit is maar partykeer so, dis wat Paulus ook kom sê, vir hierdie groepie mense, of hierdie mense wat in Filippi bly, né? Onthou sê julle, sorg dat julle bo verdenking, alle verdenking staan, opreg en onberispelike kinders van God, te midde van onaarde en korrupte mense. My 5 sent vanoggend. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, sy nabyheid ervaar, en inderdaad sy genade ervaar. Amen.